Hi geliefdes, hoe gaan het met julle? Vir die wat my nie ken nie, my naam is Karen en hierdie is Magse se Wildsbok. So, ons het by 40 dae uitgekom. Vandag is dag 40, dis amptelik, my vas is nou verby. Ek begin gewoonlik die aand voor die tyd dat ek die middag kan eet op daai dag wat dit ophou. So, my vas is verby en ek is baie dankbaar vir die reis wat ek op was. Ek kan nie vir julle sê hoeveel openbaring het ek gekry, hoeveel spesiale oomblikke wat ek met die Here gehad het nie, wat hy net gepraat het, visioene, drome. Daar's net te veel om dit in een video te sit. Maar hierdie is nou net my update. So my 40 dae is verby. En soos ek sê, ek is dankbaar ek het dit gedoen. Dit was moeilik party dae. Ander dae was dit weer makliker gewees. Ek gaan vir julle wel sê, gister was vir my die moeilikste dag uit die hele 40. En ek dink dit was omdat ek die wete klaar gehad het dat môre gaan ek eet. So toe sit dit asof alles aanloklik lyk. En ek dink meer aan kos. En omdat ek geweet het, okay, ek gaan koek bak vandag. Ek gaan koek eet. So gister het ek weer baie aan koek ook gedink. Ek weet dis al sulke klein goeders wat simpel klink partykeer, maar dis daai deurdruk. En ek het ook net gister te sit en dink ek, ag, dit is nou dag 39. Dis tegnies 40 dae as jy dit afrond. En toe herinner ek myself, jy het 'n belofte gemaak vir 40 dae. Hou by 40. So ek het gehou daarby. Geliefdes, ek sal op 'n later stadium sal ek miskien dalk 'n bietjie meer uitbrei oor baie van die openbaringe wat ek gehad het, maar ek wil vir julle wel sê, almal praat altyd van hier aan die einde van die vas is gewoonlik 'n dag wat daai oomblik is. En vir party mense is dit dag 37, baie mense is dit dag 38 en party mense is dit eers later. Vir my was dit dag 38 gewees. En ek sal graag hierdie gedeelte wil ek net met julle deel, want dit is vir my 'n verskriklike kosbare oomblik gewees. En ek het al 'n vorige keer vir julle vertel van die oggend wat ek wakker geword het en hierdie helder lig in my kamer of die Here wat my uit 'n droom uitgetrek het en my wakker gemaak het en hy het gesê ek is en niks anders nie en my terug in 'n droom gesit en verder laat ek sien. En dit was 'n herhaling amper van dit gewees Vrydag aand. Dit het begin vroeër die aand, was seker so, kom ons sê so 5:30, 6:00 se kant daar rond. Dit was nog lig gewees buite. En ek het net verskriklik hartseer gehad. Dit het gevoel vir my of my hart besig is om in twee te skeer. En daar's nie 'n rede vir my om so te voel nie. En ek het net geweet op daai oomblik die Here is op pad. Ek weet er gaan regmaak. Die Here is op pad. Hy gaan nou 'n ontmoeting met my een of ander tyd hê, want hierdie hartseer wat ek het, is nie my hartseer nie. Dis sy hart wat skeer oor iets. Ek ervaar sy pyn. En ek kry toe al my goeders klaar, en ek besef, okay, ek moet kom sit en bid. Dis 'n oomblik vir bid. Maar ek hou daarvan om donker te hê as ek in die aande bid. Ek weet nie eintlik hoe werk hierdie ding nie. Ek het dit by 'n ander profeet geleer, dat sit alles af, dat daar niks lig is nie, en sit net in die donker en wag op die Here. En wag vir daai ontmoeting. En ek doen dit al baie lank, want as ek in die aande bid, moet dit donker wees, en die son was nog op gewees. So ek het net gewag dat die son sak, en ek hou net aan voel hierdie verskeurende ding, my hart is besig om in twee te skeer. Amper soos, as ek dit moet beskryf vir iemand hoe dit sou gevoel het, sou ek sê, dis of as jy jou beste vriend aan die dood afgestaan het, jou eggenoot, of jou geliefde familielid. Dit voel soos daai onverwagte, net daai oomblik wat jy moet uitvind, daar's dood, en dis die persoon wat jy die liefste voor is, dit voel soos daai skering in jou hart. En toe dit begin donker word, het ek eers met woord gesit, ek het eers 'n bietjie Bybel gelees, tot ek gevoel het, okay, nou is die oomblik, en toe dit donker genoeg is, sit ek alles af, en ek wag, en nog niks dadelik nie, en ek begin toe weer visioene te sien, en Here is besig met my oor ander goeders te praat. En ewe skielik sê hy net vir my, staan op jou voete. En ek dink, okay, op my voete. En ek staan en ek begin om net te dien en te prys en te worship en te sing. Want as ek so is, omdat dit so raas partykeer op die plaas met die honde, is ek geneig om oorfone in te sit en eerder musiek te speel, dat ek net daai klanke het, eerder is al die buitegeraas. En ek sit besig om saam te worship net wat ek luister, en
die song wat gespeel het was I Want an Encounter with the Living God van Wineskin Church. En ek is baie lief vir daai een, veral as ek bid. Ek kry, nou dat ek eintlik daaraan dink, een van my vorige kere, ja, seker, ek dink dit was die tweede keer wat ek met Jesus te doen gehad het, wat Jesus aan my verskyn het, was ek besig om daai ding te luister ook. En was iets met daai liedjie net, en ewe skielik voel ek net hierdie gewig op my kom, en nou is ek op my voete, en nou moet ek terug na my knieë toe gaan, en ek gryp net vir 'n kussing, dat ek net iets onder my knieë het, en daar gat ek, en ek sak, maar ek is aan die huil, my hart skeer oop, en ek huil, en dis net hierdie emosie, en ek voel net die gewig van die Here wat op my neersak, wat op my skouers is, wat so swaar op my is, en my na my knieë toe dwing. Dis 'n ander gevoel daai, wanneer dit gebeur, jy het nie beheer nie, en as iemand vir jou sê, hulle kan dit teenstaan, dan behoort hulle nie aan die Here nie, as jy aan die Here behoort, en hy is deel van jou, en sy gees is in jou, dit sal jou afruk, jy gaan nie op jou voete bly staan nie, dit kan ek jou waarborg, en vir daai oomblik wat ek daar is, en ek voel net hierdie emosies wat my oorneem, en hier verskyn die Here aan my, net soos in daai oggend met daai droom, maar hierdie keer meer van 'n fisiese manifestasie, en ek sien hom hier voor my staan, en hy begin net te spreek, en hy sê vir my, ek is, en as jy glo, ek is wie ek sê ek is, moet jy ook glo, jy is wie ek sê jy is. En dis vir daai oomblik, is dit soos asof die Here my net herinner, hoekom vergeet jy wie jy is? Hoekom twyfel jy daar oor wie jy is? Het ek jou nie geroep nie, het ek jou nie gesalf nie? Werk jy nie vir my nie? Is dit nie ek wat met jou spreek nie? Is dit nie ek wat jou as my instrument gebruik nie? Hoekom twyfel jy wie jy is? En dit was net, ek het so getreur op daai oomblik, want ek het skuldig gevoel, ek het sleg gevoel, dat ek sulke oomblikke het, dat ek twyfel, en ek dink ons almal gaan deur dit, wat ons baie keer voel, iemand sê vir ons iets, en dan ewe skielik, dan is dit asof ons begin twyfel oor wat die Here vir ons gesê het. En ons moet ophou luister na mense. As die Here vir jou iets gesê het, dat hy dit vir jou gesê. Niemand anderste gaan dit van jou wegvat as dit van hom afkom nie. En as hy vir jou sê wie jy is vir hom, en wie jy is in hom, dis wie jy is. Jy moet dit glo. Nou, dat baie meer gebeur die aand, wat ek en hy mee gepraat het, want dit was seker so 1 en 'n half se ondervinding gewees. En ek sal op 'n ander keer, sal ek miskien bietjie uitbrei oor van daai goed, want van die topics is maar sensitiewe topics om oor te praat. Is ook goeders wat ek moet wag voordat ek dit deel. Maar ek gaan bynoem, hy het met hierdie hele ding van wie jy ook is, het hy genoem van, ons is nie buigbare klei nie. En iemand wat nie buigbare klei is nie, gaan hy terug in die emmer gooi. Want hy verduidelik het toe so vir my, soos wat doen 'n pottebakker, as hulle besig is om met klei te werk. En daai klei wil nie in 'n bol vorm nie, dit wil nie buigbaar wees nie, dit is te droog. Kan hy niks met dit doen nie. So hy gooi dit terug in die emmer, totdat dit weer sag genoeg is. Gooi water by en laat dit maar souk, totdat weer sagte klei is. En baie mense is so, hulle word krummels van klei. Hulle is te droog, hulle kan nie gebuig word nie. Oor die besluite wat hulle neem. Want as God na jou toe kom en hy vereis iets van jou, dan sê jy, nee, dis nie van die Here nie. Nee, dis nie God se wil vir my lewe nie. Ek kan nie dink, hy sal van my verwag dat ek dit moet doen nie. Baie keer is dit 'n toets. Baie keer wil hy jou oortuig om van iemand in jou lewe ontslae te raak, omdat hy jou iewers heen wil vat. En as jy aanhou vashou aan daai mense, kan jy nie gaan waar hy jou wil gebruik nie. Maar dit is 'n les vir 'n ander dag. Ek dink ek moet eerder uitbrei op dit, wanneer ek bietjie meer tyd het om rustig te gesels met julle, en dan sal ons oor die topik van klei en goeters praat. Maar geliefdes, dag 40 is verby. Ek gaan nou gaan eet, want ek is goed honger, en ek is so lus vir koek. Plaakkoek gebak, dit wag vir my. Maar ons gesels weer. Vertel julle op 'n ander dag hoe lekker was daai stukkie koek gewees. Mooi bly almal, lief vir julle elkeen.